Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is. Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons Here, ons herder, ons redder, ons saligmaker. Ons kan so baie wonderlike, majestueuse name aan ons verlosser gee. Want weet jy, hy is dit regtig waardig. Vriende, ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd en hoe geseënd is ons nie weer om 'n boodskap van ons Vader te mag hoor nie. Weet julle, vanoggend wat Vader vir ons kom vertel, moenie moed verloor nie, my kinders. Moenie moed verloor nie, moenie ophou nie, hou aan. Ons lees in Nehemia 4 vers 6. Hoor dit, ons God, ons word bespotlik gemaak. Laat die smaad op hulle eie koppe afkom. Laat hulle gevangenes word in die land van ballingskap. Moenie hulle oortredings vergewe nie. Moenie dat hulle sonde ooit voor u uitgewis word nie. Hulle het die bouers beledig. Ons het bly bou aan u muur. Die hele muur was al halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Vriende, ek glo ons almal is bekend met daardie deel in die Bybel waar Nehemia opgestaan het en sy hand opgesteek het, eintlik kan jy sê, om daardie muur weer te gaan oorbou. En ons weet deur hoeveel dinge hy moes gegaan het en hoe hy daar uitgekom het om die muur van Jerusalem te herbou. Maar weet julle, Nehemia, was dit 'n goddelike roeping om die muur te gaan bou van Jerusalem? Ek glo so, want die Here het hom gevra om dit te gaan doen. Maar jy sien, soos wat die vyand ons maar is, terwyl hy en sy mense daarmee besig was, moes hulle egter die mees beledigendste aanmerkings en afbreekings kommentaar aanhoor. Maar weet jy, as ek dit lees, dan laat dit my terugdink ook aan ons Jesus Christus. Hoe is hy nie beledig en bespot nie. Dit is asof dit die situasie homself net herhaal het, maar net in 'n baie ernstiger lig. En dit wys jou ook net dat die vyand altyd, maar altyd sal inbraak maak daar waar jy op die drempel van 'n oorwinning staan. Daar waar jy amper daar is, dan sal die vyand kom. Hy sal jou kom afbreek. Hy sal van jou 'n bespotting maak. Hy sal jou kom uitlag. Hy sal regtig jou van die pad af probeer gooi om nie uit te kom waar God jou wil hê nie. My liewe vriende, al hierdie negatiewe aanmerkings het egter nie van stryd gebring nie. Hulle was oortuig daarvan dat hulle met die lewensbelangrike taak besig was. Hulle was oortuig dat dit is God se werk. Hulle werk vir God. Sien vriende, ek dink as 'n ou dit so vat en jouself so insien in daai situasie is, dat jy vir God werk, come what may, jy hou jou oë op hom, en weet julle, ons Vader is getrou. Onthou, as ons regtig met ons menslike verstand net probeer dink aan God se grootheid, God se mag, God se krag, ek dink gaan ons verbaas staan, en ek glo nie ons mense verstand kan so groot of so groot oopmaak om dit te kan besef hoe sterk ons magtige Vader regtig is nie. Maar weet julle, dan kom hierdie Satan, en dan wil hy ons net kom verstrooi en verniel. En dan hoeveel keer luister ons eerder vir hom? En hoeveel keer as hy vir jou sê, nee, jy kan dit nie maak nie, of jy is van jou kop af. Hoekom gaan jy so aan? Daai bestaan nie, die bestaan nie. Hoeveel keer luister ons nie vir hom nie? En dan gee ons sommer net moed op. En dan luister ons vir daai stemmetjie in plaas van om na die een wat die heelal gemaak het, na te luister. Jy sien, Nehemia het regtig geglo dat God by hulle was. En daarom het hulle nie die bouery gestaak nie. Want ek meen, watter groter beskermer wil jy hê as die Here? Die Here self, wat 'n muur om jou bou. Die Here self, wat om jou is, wat jou beskerm. Hoekom stop? Hoekom dan vir die vyand luister? Jy sien vriende, soms breek ander mense se negativiteit jou moed, sodat dit vir jou voel of jy net wil opgee.
En dit is hoe die vyand werk. Hy werk deur ander mense. Hy werk deur mense wat naby aan jou is. Hy werk deur jou geliefdes. Dit is sy triek. Dit is sy triek. Maar weet julle, as ons sy triek agtergekom het, en Vader wys vir ons daardie triek, kan hy ons nie meer vang met daardie triek nie. En weet julle, dit gebeur so baie, dat ons alles gee vir 'n saak en dat iemand dit dan as belaglik afmaak. Ons sit ons alles daarin. En ja, dan sit ons met ons hande in ons hare, ag nee, nie alweer nie, ag Here, hoekom die? Maar weet julle, soms is dit ook vir ons 'n toets op wie gaan jy vashou, aan wie gaan jy glo? Wie is die koning van jou hart? Jy sien vriende, mense breek jou af, wanneer jy met goeie bedoelings dinge probeer opbou, of iets probeer vermag. Want dit is die mense natuur. Ek dink dit is ook baie gestel op jaloesie. Hulle is jaloers op wat jy bereik. Hulle is jaloers op waartoe jy gaan. Sien, Nehemia wys vir ons hoe mense dit moet hanteer. Ons moet dit bloot net ignoreer en voortgaan met die goeie werk. Want die een wat die goeie werk in ons begin het, sê ons dat hy dit sal voleindig. En wie is sterker as God? Sien vriende, dit beteken nie 'n mens hoef nie soms ook selfondersoek te doen om seker te maak dat jy nog op die regte pad is nie. Is dit die pad wat die Here vir jou gekies het? Is dit die pad wat die Here wil hê jy moet loop? Jy moet egter nie toelaat dat ander mense se aanmerkings jou van stryd bring nie. As die Vader vir jou gesê het bou, dan bou jy. As die Vader vir jou gesê het hou opbou, dan hou jy opbou. As die Vader vir jou gesê het gaan, dan gaan jy. Maar as hy vir jou sê bly, dan bly jy. Ja vriende, hou aan. Bou die muur en maak klaar. Maak God se werk klaar. Want weet julle hoeveel groter verheerliking is dit nie, as jy voleindig het, en jy daardie werk wat die Here aan jou toegedien het, toegeëien het, dis joune, as jy dit voltooi het. As wat jy net halfpad kom, en opgee, want mense lag vir jou, mense maak van jou bespotting. Hoeveel te meer het hulle nie vir Jesus gespot nie. En dink net, as Jesus dalk ook tou opgegooi het en gesê, o nee, dit is te erg, hierdie mense hou net aan om met te vloek en te skel en sleg te sê. Hy sien nie meer kans daarvoor nie. Wat dan, my vriende? Wat dan? Maar ek dink ons Here Jesus het vir ons gewys hoe om te voleindig, hoe om by die wenpaal uit te kom. Jy sien, as ons in 'n verhouding met God staan en seker is, jy is in ooreenstemming met God se wil, sal ons nie laat mense se kritiek, hulle verwyte, hulle stories, hulle gelaggery, ons ooit laat onderkry nie. Want ons aanbid die een, alles gemaak het. Hy is by ons. Vriend, as daai gedagte oor jou kom, weer eens, maak net jou oë toe, en dan probeer jouself indink, hoe groot God werklik is. En weet julle, as jy daai besef gekry het, sal daardie irritasies, daardie afknouery, daardie uitgelaggery, jou glad nie eers pla nie. Want weet julle, ons gaan hoor hoe lag die engele, wanneer ons klaar is. Ja, ons gaan hoor wat sê God vir ons. Well done, goeie getroue slaaf, wel gedoen. Is dit nie beter woorde, as wat hierdie mense jou uitmekaar uitlag, en jy tou opgooi nie? En weet julle, en as jy daar tou opgooi, dan wys jy mos nou vir die wêreld, okay, jy het gewen, jy het my van stryd afgebring. En dit is mos nie wat ons wil doen nie. Ons wil vir Vader wen, ons wil vir Jesus wen, ons wil sy koninkryk bou. En ons wil nie dat die vyand ons van stryd afbring nie. Want hy het nie meer daardie mag nie. Onthou net een vriende, die vyand weet waartoe hy op pad is. En hy wil so graag, so baie van ons saam met hom vat. Maar dit is ons keuse of ons saam wil gaan. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here onze God, Vader, baie dankie weer eens vir die woord van U. Here, dankie dat ons nou weer kon gehoor het, dat ons regtig hard aan die werk moet wees vir U werk. U werk wat U vir ons gegee het, ja Here, en as daardie gelaggery en uitgejouery
as dit kom, Vader, as die wêreld kom met hulle negativiteit, Vader, dat ons dit een kant toe kan skuif, een kant toe kan stoot, en dat ons weet, dit kom van die wêreld af, en ons weet vir wie ons werk. Ons werk vir U, o God, vir die Almagtige, die Grote, die Sterke. Ons werk vir U. En ja, Here, maak dit so in ons harte oop, en maak dit so sterk, Here, dat ons nie die pas sal verloor nie, dat ons sal aanhou bou, en as oorwinnaars uit die stryd tree. Want my God, alleenlik kan ons dit regkry, deur U hulp, deur U beskerming, en deur U genade. Ons loof en ons prys U alreeds vir dit, my God. En ons sê vir U baie, baie dankie. In Jesus naam. Amen. Vriende, my naam is Pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. Ek is ook deel van die JCR MTS familie. As jy enigstens gebed of berading of enigstens iets nodig het, bel my gerus op 083 232 2442. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.